Baie hartlik welkom, liewe gemeente en liewe vriende. Ons praat so 'n bietjie uit die evangelie van Markus en net so weer 'n bietjie agtergrond. U weet dat die Markus evangelie die oudste evangelie is en dat Lukas en Matteus baie geleen het by die stof van Markus. Maar nou Markus is ook nie uniek nie. Daar staan wel in die begin van die evangelie van Markus die evangelie volgens Markus, maar daai sinnetjie volgens Markus is eers in die 3de eeu bygevoeg. Volgens die kerkvader Papias het Markus, wat sy naam ook Johannes Markus is, opdrag gekry om te luister na die toesprake van Petrus. Selfs die kerkvader Clemens van Alexandrië het ook gesê dat Markus moet opteken wat Petrus sê. En nou weet ons, as ons kyk na die briewe van Petrus, dat die briewe van Petrus is ouer as die evangelie van Markus. Ons weet ook dat Markus, wat Johannes Markus is, het ook Paulus en Barnabas meegemaak op hulle eerste sendingreis. En ons weet dat Paulus se 13 briewe, waarvan Tessalonisense die oudste is geskryf in die jaar 50 na Christus. En dat die Markus evangelie het eers tot stand gekom hier in 65-70 na Christus. Met ander woorde, Markus het gebruik gemaak van die stof van Paulus. Ek bedoel, kan nie dink op die sendingreis hoe baie het hy nie geleer by Paulus hulle nie. En ook as hy van die briewe van Paulus tot sy beskikking gehad het. Dieselfde met die stof van Petrus. Nou is dit so dat Markus evangelie ook die stof anders hanteer, want sy evangelie is 'n literêre kunsvorm op sy eie. So hy hanteer ook die stof anderste as byvoorbeeld Matteus en Lukas. Ons lees byvoorbeeld dat Markus sê, en dis interessant, dat Jesus het so op sy eie, sonder dat hy bekend was, van Nasaret af gestap na die Jordaanrivier toe. En daar by die oorsprong van die Jordaan, waar Johannes die doper besig was om mense te doop, het Jesus as te ware kom aanmeld dat hy gedoop moet word. En dan sê Markus ook, dat wat Jesus ervaar het, dat hy 'n stem gehoor het wat gesê het, dis my geliefde seun, is net Jesus wat die stem gehoor het. En ook die duif wat neergedaal het, of die gees wat soos in die vorm van 'n duif neergedaal het, is 'n metafoor wat Markus gebruik, en dis net Jesus wat dit ervaar het, sê Markus. Terwyl Matteus sê, die omstanders het ook die stem gehoor uit die hemel. En die omstanders het ook die ervaring gehad van die duif, en terloops, was nie 'n wit duif nie, hulle het dit nie gehad nie, was breinduwe. 'n breinduif wat daar neergedaal het. En na Jesus nou gedoop is, en dis nogal 'n belangrike punt, want hy's gedoop, en op daardie moment is die Vader, die Seun en die Heilige Gees betrokke by die doop van Jesus. Die geestesdoop van Jesus het hy naderhand self uitgeoefen in Handelinge 2 met die Pinksterdag, met die uitstorting van die Heilige Gees. En nadat Jesus dan nou gedoop is, soort van asof dit sy amptelike bevestiging was, dat hy nou uitgestuur word deur sy Vader, dan lewer hy sy eerste intreepreek. En sy intreepreek is net daarna wat hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En dan begin Jesus, en hy kies sommer sy 12 disippels op. Nou wonder 'n mens, hoe het hulle geglo in hom, want daar was toe nog nie wonders gedoen nie, hy het nog nie in gelykenisse gepraat volgens Markus nie. So op 'n manier moes hy die disippels, veral moeilike ouens soos Jakobus en Johannes, wat bekend gestaan het as die Boanerges, die seuns van die donder, hoe hy hulle oortuig het om sy disippels te word. En daarna begin hy met wonderwerke, en hy vertel ook 'n gelykenis
wat seker een van die bekendste gelykenisse is wat ons ken, wat ek nou vir u gaan lees. Markus 4, die gelykenis van die saaier. Jesus het weer die mense langs die see begin leer. 'n Groot menigte het by hom saamgedrom, sodat hy op die see in 'n skuit gaan sit het. Met ander woorde, hier van die skuit af het hy begin leer. Die hele menigte was langs die see op die strand. Hy het hulle deur baie gelykenisse geleer, en hy het onder andere hierdie een geleer om te sê, luister hier, dit kom hierdie akulette, kom 13 keer voor. 'n Saaier het eendag gaan saai, met die saad het 'n deel van die saad op die pad geval, en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel het op die klipbank geval, waar daar nie baie grond was nie. Dit het gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie, maar toe die son warm word, is dit verskroei. En omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval, die onkruid het opgekom en dit laat verstik, en dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in goeie grond geval, en dit het opgekom en gegroei en in oes gelewer, party 30voudig, 60voudig en ander 100voudig. Verder het Jesus gesê, wie ore het, kan hoor, en kan hoor, moet kan luister. En dan later hier in vers 13, dan verklaar hy hierdie gelykenis, as hy sê, julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie. Hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan? Die saaier saai die woord. Daar is mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en vat die woord weg van hulle wat dit gesaai het. Daar is mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortel skiet nie en hou nie lank uit nie. As hulle daarna ter wille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dis hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en begeertes na allerlei ander dinge kom op en verstik die woord, en dit bly sonder vrug. Dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring, party 30, party 60 en party 100voudig. Jesus sê self, dat as jy hierdie gelykenis nie verstaan nie, dan sal jy die ander gelykenisse ook nie verstaan nie. 'n Nederlandse teoloog, Noordman, sê, hierdie is die ouverture van die evangelie in beelde. Dis so mooi gesê, kan ek dit weer herhaal? Hierdie is die ouverture van die evangelie in beelde. Nou, Jesus het op 'n skuitjie geklim, en dan vaar hy so na die kant toe, en dan sien hy die skare, en dan begin hy vir hulle te leer, hierdie gelykenis, terwyl hy so in die skuit sit, en die skare so op die strand staan, en jy kan die prentjie so voor u sien. Dan sê hy, weet julle wat, ek sien daar oorkant, waarskynlik het hy iemand gesien wat met 'n saaisak so oor sy skouer besig is om te saai. Dan sê hy, ek sien die saad val op 4 verskillende plekke. Eerstens val die saad sommer so op die voetpaadjie, kliphard, en die voëls kom en hulle pik dit op. Tweede deel van die saad val op die rotsagtige plek. Nou in Palestina is dit so, dat die rotsagtige gedeeltes het 'n dun laagie grond oor, die saad val, dit dou in die nag, dit ontkiem, maar die snikhete warm son van die volgende paar dae brand hierdie saadjie dood, dan kan hy nie groei nie. 'n Derde deel van die saad val tussen die dorings en die distels, en dit verstik. Dit kan nie groei nie. En 'n vierde deel val in goeie grond, en dit kom op, en dit groei, en dit dra vrug. En daarom sê Jesus, maar ons het eintlik te make, of Jesus sê dit nie, kommentatore sê dit, ons het te make met 4 soorte mense. Die eerste groep mense is doodgewoon die harde kwas ouens. Hulle is al met duisende saadkorrels bestrooi, maar hulle luister nie.
Hulle hoor nie. Hulle steur hulle nie aan die woord van die Here nie. Hulle steur hulle nie aan 'n preek nie. Partykeer is dit die ouens wat in 'n kerk sit. En hulle sit daar, maar hulle hoor die woord by die een oor in en die ander oor uit, en hulle steur hulle glad nie aan die woord nie. Hulle wil niks daarvan weet nie. Hulle rig nie hulle lewe daar volgens in nie. Die voëls pik die saad op en vat dit weg. Daar's 'n tweede groep mense, dis soort van amper kan ons sê mooi weer Christene. Hulle hoor die woord van die Here of 'n preek, en hulle is daardeur geraak en word aangespreek, en skielik is hulle die ene entoesiasme, maar baie gou verander hierdie gloeiende kool in 'n asklont, en is die nikkie verby, en verval hulle terug na 'n ou lewenstyl toe, of hulle steur hulle nie meer langer aan dit wat hulle gehoor het nie. Daar's 'n derde groep mense, die saad wat val tussen die dorings en die distels. En dis mense wat so aangetrek is deur die verleiding van die rykdom in die wêreld, en so streef na die een suksesvolle transaksie en die ander, so ingesluk is deur die postmoderne samelewing waarin ons leef, ouens wat net daarop ingestel is oor wat ek ry en waar ek bly en wat ek kry, dat hulle nie steur aan die woord van die Here nie. Hulle rig ook hulle lewens daar volgens nie in nie. En dan is daar 'n vierde groep mense wat die woord van die Here hoor of 'n preek hoor en regtig geraak word. Dis nie ouens wat by die kerk uitstap en sê, "O, die dominee het so mooi gepreek," en hulle doen niks daar nie. Maar dis ouens wat hulle lewens begin inrig volgens wat die woord van die Here sê. En dit vra selfdissipline. Ek wil eintlik iets anders te sê. Ek weet nie of dit 4 soorte mense is nie. Ek dink die 4 soorte kry jy in een mens. Want daar is baie keer dat ons eenvoudig niks wil weet van die woord van die Here nie. Dan is daar kere wat ons so bietjie reageer, en dan is die nikkie ook maar verby. Dan is daar ander kere wat ons so gefokus is op besigheid en geld maak, en soos wat ek gesê het, dit wat ons ry en waar ons bly en dit wat ons kry, dat die woord van die Here ons nie raak nie. En dan is daar kere, en baie keer gebeur dit nogal, dis jammer dat dit so is, maar dit gebeur baie keer na 'n krisis, né? Dat jy voel, maar jy is so aangespreek nou, en die woord van die Here raak jou so nou, dat jy besluit, maar ek gaan my lewe hier volgens inrig. En dan is daar groei, en dan vind daar vrug plaas in jou lewe. Jy moet een ding onthou, die saaier is Jesus, maar die saad is ook Jesus. Want die saad wil deur die woord van God in jou en my lewe kom val en vrug dra. Maar nou is dit so, ons sien dit in die kerke wat begin leegloop, en is al laaste klomp jare so, in Europa is dit lankal so, dat daar mense is wat hulle hoegenaamd nie meer steur aan Jesus nie. Nie steur aan die woord van God nie. Nie wil luister na die geklank van die woord nie. Nie wil tyd maak om die woord so bietjie te bestudeer nie. Wat eintlik hierdie goed eenkant skuif, die geestelike goed. En wat eintlik dink hulle kan sonder dit klaarkom. Dit verstom my baie keer. Hoe mense se geestelike oriëntasie is. Hulle is dikwels nie God georiënteer of die woord georiënteer nie. Hulle is op iets anders gerig, op iets anders gefokus. En sodra die dominee net iets sê wat hulle vies maak, dan wip hulle sterk, en hulle is uit die kerk uit, en hulle los die woord. Dan vra ek vir myself, maar hoe diep gewortel is jou geestelike lewe? Of was dit maar 'n oppervlakkige lewetjie? Want jy weet, daar's mense wat al met duisende saadkorrels bestrooi is, wat duisende preke gehoor het, maar hulle steur hulle nie aan die woord van die Here nie.
Daar's mense wat eenvoudig sê, ek sal my nie laat voorskryf nie, ek gaan my lewe inrig soos wat ek wil. Ek gaan nie my lewe inrig soos wat die woord van die Here vra of sê nie. Ek sal maak soos wat ek sê. Daai baas van die plaashouding wat ons baie keer by mense kry. Ek gaan my nie steur aan hierdie ouens nie. Ek gaan my nie steur aan die woord van die Here nie. As jy geestelik wil groei, dan moet jy tyd maak, jy moet eerstens tyd maak om stil te raak by die Here. Want oor God kan jy net op jou knieë dink. Oor God kan jy alleen dink wanneer dit stil raak en nie wanneer orkane in jou woed nie. Ek sê weer, nie wanneer orkane in jou woed nie, alleen wanneer jy stil raak, sodat die woord van die Here met jou kan praat. En dan begin daar 'n geleidelike proses, né? Dis nie altyd 'n dramatiese inkering soos by Paulus nie. Paulus was ook nie regtig so nie. Hy was daarna nog 3 jaar, het in die eiland Cyprus toe gaan, waar die woord van die Here bestudeer het, om daarna die woord van die Here vanuit 'n ander perspektief te leer ken. Maar dit is 'n geleidelike proses, maar dissipline wat jy aan die dag moet lê. Waar jy moet sê, maar ek gaan toelaat dat die woord my aanspreek, die woord my aangryp. En baie keer gebeur dit so half onopsigtelik, en ek sê geleidelik, maar stelselmatig kom daar 'n hervorming en 'n omvorming in jou lewe. En begin jy jou lewe inrig. Jy moet toe nou nie begin met 'n Ou Testamenties of 'n moeilike boek wat jy gaan lees nie. Maar begin met 'n maklike boek. En vat dalk iets saam met dit en lees en bestudeer dat jy dit ken. En jou lewe daarvolgens inrig. Is dit nie wat die Here van ons vra nie? Ek luister onder andere na 'n videogreep van 'n ou wat praat en hy sê nou maar jy kom na die hemel en jy sal jouself vasloop in Habakuk. En hy sal vir jou sê, ek is Habakuk, en jy sê, wie is jy? En die volgende ou wat jou vasloop is Obadja. En jy sê, wie is jy? En jy loop jou vas in Jeremia, en Jeremia sê, ek is Jeremia, en jy sê, wie is jy? Gaan maar 'n bietjie sleg lyk. So vat maar 'n gemaklike Bybelboek en begin dit leer en bestudeer. En maak tyd vir jou stilte tyd. En maak tyd om by die Here te wees. En tyd om die woord van God te bestudeer. Want ek moet erken, die Bybel is nie 'n maklike boek nie. En daarom vra dit dissipline. Dit vra dat jy op jou knieë sal dink. Dit vra dat jy nie sal toelaat dat orkane in jou woed nie. Dit vra dat jy nie in telegraafstyl met God sal praat nie, want dit gaan nie werk nie. Dit vra nie dat jy die deur net op 'n skreefie sal oopmaak om God toe te laat nie. Maak die deur wyd oop vir sy woord en vir God wat met jou praat. Ons sal 'n groei in jou lewe plaasvind en jy sal vrug dra. Kom ons bid saam. Here, help vir ons dat ons sal groei in ons geloofslewe. Help dat ons in 'n nouer, inniger verhouding met U sal lewe. Dat ons U sal dien met hart en mond en hande. Amen. Ontvang met binneharte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die Heilige Gees in jou werk en in my werk, sodat die woord van God as die saad in my kan val en in jou kan val en vrug dra, dat jy leef as 'n bekeerde mens. Amen. Mag dit 'n mooi dag en 'n mooi week vir elkeen van julle wees. Totsiens.